sê, en baie dankie dat jy by hierdie uitsending ingeskakel het. Ek deel graag by hierdie midweek oordenking 'n paar gedagtes rondom Johannes 20. Ek gee daarom erkenning aan professor N.T. Wright, 'n Nuwe Testamentiese lektor aan die Universiteit van Oxford, wat hierdie gedeelte opnuut tydens die E-kerk webinar oopgebreek het. Dit is 'n lewensveranderende insigte en baie relevant vir ons tyd. Johannes 20 vertel ons die gebeure nadat Jesus uit die dood opgestaan het. Hy verskyn heel eers aan Maria Magdalena by die leë graf en ons lees van haar emosies in vers 11. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Sy tweede verskyning was aan die disippels daardie Sondag aand, terwyl hulle agter slot en grendel bymekaar was. Hulle was bang vir die Jode, vertel vers 19 vir ons. 8 dae later verskyn hy aan Thomas, omdat hy getwyfel het aan Jesus se opstanding. Ons lees in vers 27. Daarna sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Tydens hierdie 3 verskynings ontdek ons 3 emosies by mense. Ons lees van Maria Magdalena waar sy huil en treur by 'n oop graf. Dis die emosie van verlies. Ons lees van die disippels was agter die toedeure bly omdat hulle bang is. Dis emosies van vrees. En dan lees ons van Thomas wat nie glo nie, die emosie van twyfel. Jesus kom besoek sy kinders midde in hulle unieke situasie en konteks, en dan toon hy begrip en gee hoop, en ook versterking en wysheid om die situasie te kan hanteer. So ontmoet Jesus Maria in haar verlies van 'n leermeester. Maria sê hy vir haar, waar sy hom herken en kon antwoord, Rabboni. Jesus ontmoet sy disippels in hulle benoudheid en vrees. Vrede vir julle bring vir hulle 'n stukkie rustigheid. En so ontmoet Jesus Thomas in sy vertwyfeling en gee hom gemoedsrus waarop hy kon bely, my Here en my God. Met hierdie paar gedagtes kan ons toelaat dat God deur sy Gees ons elkeen in ons eie situasie en konteks kom ontmoet, ons vertroos en bemoedig. Wanneer ons die emosie van verlies beleef, is dit ons verlies aan vryheid met die inperking. Is dit ons verlies om in beheer te wees. Dis dalk ook verlies van inkomste, ook van werk. Dis 'n verlies aan 'n geliefde na afsterwe, maar is ook die verlies aan fisiese kontak met geliefdes en vriende. Wanneer ons die emosie van vrees beleef, is dit ons vrees vir die virus. Dis dalk ons vrees vir die toekoms en dit wat vir ons gaan inhou. Die vrees van die nuwe normaal en die onbekende aanpassing. Ook vrees vir die dinge waarop ons nie voorbereid is nie, en nie die nodige vaardighede het om dit te hanteer nie. Wanneer ons in die derde emosie kyk, die emosie van twyfel, is dit ons twyfel in die regering en hoe hulle die hele pandemie hanteer. Is dit ons twyfel of die Here se beloftes in hierdie onstuimige tyd enigsins waar gaan word? Dis dalk ook ons twyfel ons eie vermoëns om 'n verskil te maak. Weet net dit wat Johannes 20 vir ons wil kom deel. Jesus ontmoet jou waar jy nou is, om by jou te wees en jou in jou omstandighede te bemoedig. Met hierdie waarheid gee dit vir ons elkeen 'n stuk rustigheid. Ons mag dit ook met mekaar deel. Dit is juis Jesus se woorde in vers 21 wat ons in beweging bring. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So word ons herinner aan ons roeping om in hierdie tyd en omstandighede van ons lewe daarop te antwoord. As 'n disipel weet ons dat die Jesus in my juis in beweging bring om ander te ontmoet. Om ander in hulle hartseer en hulle bangheid, hulle onsekerheid en twyfel te bemoedig, hulle te versterk en te vertroos. Bied jouself aan en vra die Here om
jou sensitief te maak om met 'n Jesusgesindheid ander mense in hulle omstandighede te ontmoet. Doen dit met deursigtigheid en met 'n fyn aanvoeling. Ek nooi jou uit om met my kontak te maak indien jy graag iets met my wil kom deel, of net die behoefte het om saam te kuier. Dit sal vir my 'n voorreg wees. Kom ons sluit af met gebed. Here, dankie dat U in ons lewens elke oomblik van elke dag aanwesig is. U is ons skuilplek, ons rots op wie ons mag vertrou. Dankie vir die ruimte van gebed om met U te gesels en ons hartseer en ons vrees en twyfel met U te kan deel. Heilige Gees, maak U stem in ons lewens bekend, sodat ons met vertroue ook vir U in hierdie dae mag volg. Ons bid dat ons geleenthede sal raak sien en aanvoel om Jesus verander te mag wees. 'n oor om te luister, 'n skouer om op te huil, 'n hand om vas te hou. Maak ons bewus van U ontmoetings met ons elkeen. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons speel uit met Anneliese Wiet se lied Storm, 'n beskrywing van verskillende storms wat ons beleef, met die ontdekking dat God teenwoordig is in daardie omstandighede. Geniet die lied en mag vandag vir jou 'n geseënde dag wees. Groete tot 'n volgende keer. Totsiens. Hoor hoe dreun die donder, hoor hoe val die reën. Kyk hoe skiet die blitse, die duisternis uiteen. Sien hoe breek die sonlig, 7 kleure op. Ek voel hoe God se liefde 'n blink rivier loop. Die sproei in my gesig is skoon genade. Snak na my asem, ek soek my balans. Hoor ek God skielik hoor bo die tirade, en sy stem nooi my uit om te dans. Hoor hoe dreun die donder, hoor hoe val die reën. Kyk hoe skiet die blitse, die duisternis uiteen. Sien hoe breek die sonlig, 7 kleure op. Ek voel dan hoe sy liefde 'n blink rivier loop. Uit die storm, deur die storm daver, uitbundig bo die rukwind se tier. Die jubel en juich van ons Vader, wat vrolik stormfees vier. Hoor hoe dreun die donder, hoor hoe val die reën. Kyk hoe skiet die blitse, die duisternis uiteen. Sien hoe breek die sonlig, 7 kleure op. Voel dan hoe jou blydskap 'n blink rivier loop.